Welkom by vandag se begeleide gebed. En kom ons word net weer vir 'n oomblik stil, hier in die teenwoordigheid van God. En laat dit wat vandag nog moet gebeur of gebeur het, net een kant. En ons maak ons gedagtes net skoon. Nou ons almal weet, daar is mense wat ons maklik is om lief te hê. Mense wat ons verstaan, wat ons waardeer, of wat ons goed behandel. Maar dan aan die ander kant is daar ook mense wat baie keer ons geduld kom toets. Mense wat ons seer gemaak het. Mense met wie ons net konstant die hele tyd bots. Mense teenoor wie ons hart dalk al hard geword het. En dit is juist daar waar Jesus ons vandag kom uitdaag. Jesus vra nie net dat ons vriendelik moet wees teenoor mense wat ons lief het nie, maar hy roep ons tot iets meer. Iets wat menslik gesproke baie moeilik is. Om selfs die lief te hê wat ons teëstaan. Matteus 5 vers 43 tot 44 sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. So dink vir 'n oomblik aan een persoon wat vir jou moeilik is om lief te hê. Moenie nou probeer verduidelik waarom daardie persoon verkeerd is of moeilik is om lief te hê nie. Bring net daardie persoon voor Jesus nou. Sien daardie persoon in jou gedagtes. Miskien is daar seer kry, teleurstelling, woede. Miskien het julle mekaar al baie keer probeer vergewe. En hoor dan Jesus se woorde. Bid vir die wat julle beledig. Jesus vra nie dat jy moet voorgee dat dit wat gebeur het nie seer gemaak het nie. En hy vra ook nie dat jy ongesonde gedrag moet aanvaar nie. Maar hy vra dat jy nie sal toelaat dat iemand anders se optrede jou hart verander in iets wat jy nie wil wees nie. En vra jouself, Here, wat het hierdie persoon se optrede aan my hart kom doen? Het dit bitterheid gebring? Onvergewensgesindheid, woede, begeerte om hom terug te kry? En kom sê nou, Here, ek kan hierdie persoon nie uit myself lief hê nie, maar U kan my hart verander. Kom ons vra die Here terwyl ons so stil sit, Jesus, leer my om hierdie persoon te sien, soos U hom of haar sien. En vra hom wat liefde vandag dalk beteken vir jou. Miskien is dit om te vergewe. Miskien is dit om op te hou om kwaad te praat. Miskien is dit om vir daardie persoon te bid, of om met hulle 'n gesprek te voer, of om grense te stel sonder om jou haat in jou hart te dra. Liefde beteken nie altyd dat iemand toegang tot jou lewe moet kry nie, maar liefde beteken dat ons hulle aan God oorgee. En ek wil jou vra, sit net vir so 'n oomblik stil, en dan gee ons hierdie saak in God se hande. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met 'n hart, met ons harte soos wat dit werklik is, Here. Ons steek niks weg nie. Here, U ken die mense wat dit vir ons moeilik maak om lief te hê. U weet van die mense wat ons seer gemaak het, teleurgestel het of kwaad gemaak het of vertrouens gebreek het. Here, en ek bely dat ek hulle nie altyd lief het soos wat U my roep om hulle lief te hê nie. Maar vandag kom vra ek, Here, kom verander ons harte. Waar daar bitterheid is, bring vergifnis, Here. Waar daar woede is, bring vir ons vrede. Waar daar haat is, bring vir ons liefde. Waar daar seer kry is, bring vir ons genesing. Here, ons bid ook vir die mense rondom ons families, ons vriende, ons kollegas, en selfs ons gemeentes, die mense met wie ek vandag in aanraking gaan kom. Vir elke mens wat vandag met dieselfde seer, die woede, die onvergewensgesindheidsworstel, Here, kom verander hulle harte, bring genesing en gee hulle ook die genade om lief te hê soos U. Gebruik ons om 'n draer van U liefde te wees. Daarom kom bid ons vandag, Here, leer my om lief te hê soos U lief het. In Jesus naam bid ek dit. Amen.